You're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Thank you, my Lord. Vader, ons bring onsself voor U. Dankie, Here, dat U genade is vir ons genoeg. Die krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dis in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Dankie, Here. We look unto Jesus, the author and the finisher of our faith this morning. Glory. Amen. It's good to be in the house of the Lord. Ek wil met u vanoggend praat uit Spreuke 27 vers 6. As u Bybel sal oopmaak daar. Spreuke 26 vers 5. Sê die wonde deur een wat lief het, is opreg bedoel. Maar die soene deur 'n vyand is oorvloedig. Faithful are the wounds of a friend, but the kisses of an enemy are deceitful. It says. So ons leef in 'n tyd, dankie Louis, ons leef in 'n tyd waar mense eerder sal stil bly en swyg as om eerlik te wees en die waarheid te vertel. Baie wil eerder meer gewild wees as om getrou te wees. Maar 'n ware vriend sal jou soms seermaak met die waarheid om jou te red van groter skade. Daar's baie soene beskikbaar. Wat beteken dat die wonde van 'n vriend is beter as die soene van 'n vyand. So God gebruik dikwels 'n vriend om ons te korrigeer, om ons terug te bring op die pad na sy wil toe. Die wonde van 'n vriend is wonde wat weer genees. En ek het gaan kyk 'n bietjie na die wonde van die Bybel. En vir my so interessant wat die woord sê, Efesiërs 4:15 sê, maar terwyl ons die waarheid in liefde betrag. Waarheid word in liefde altyd oorgedra. 'n Ware vriend sê nie altyd wat jy wil hoor nie, maar wat jy moet hoor. Goeie vriend het eendag vir my gesê, oppas vir daai meisie. En ek is bly dat ek geluister het na my vriend, want hy het geweet hier kom 'n ding. Hy waarsku jou wanneer jy die verkeerde pad is en moedig jou aan om nie die verkeerde dinge in te bly nie en in te wandel nie. Goeie vriend spreek sonde aan sonder om jou te veroordeel. Hy beskerm jou teen geestelike ondergang. Weet jy wat? Elkeen van ons het 'n blinde kol. We have a blind spot where the enemy comes in and deceives us. En 'n goeie vriend sal die blinde kol wees in jou lewe. Dit beskerm jou. En waarheid sonder liefde is hard. But we want to speak the truth in love. En ek het agtergekom, voordat jy iemand wil reghelp of korrigeer, moet jy altyd eers 'n verhouding hê, persoon. Because then you can tell him something that might hurt him, but it will bring healing to his life. Relationship is more important than anything else. Liefde sonder waarheid, liefde sonder korreksie is plastiek, is oppervlakkig. Maar getroue
wonde bring getroue genesing. Het jy al gesien dat God gee ons altyd die waarheid in liefde? God gebruik sy woord. Hy sê sy woord is 'n tweesnydende swaard wat skeiding bring. Sy gees wat ons waarsku, sy dienaars, sy herders, sy pastore in 'n mens se lewe, getroue vriende wat hy gebruik. En dan gebruik die Here ook 'n goeie vrou. Goeie vrou. Om ons harte oop te sny sodat hy ons weer kan genees. So my vrou kyk so na my littekens die ander dag. En sy sê, waar kry jy daai littemerke? Littekens. Ek sê vir haar, experience baby. Sy sê, hoekom lees jy nie eerder net die manual nie? Hebreërs 12:11 sê, want nou lyk elke tugtiging of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid. Later lewer dit egter 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Ek wil vir julle sê, die soene van 'n vyand is baie gevaarliker as die wonde van 'n vriend. Dit was Judas wat Jesus met 'n kus verraai het. Mense het jou altyd prys, selfs wanneer jy verkeerd doen. Nie elke kompliment van iemand kom uit liefde nie. Jy weet, Dawid is so 'n goeie voorbeeld. Die profeet Nathan gaan na Dawid toe om sy sonde aan te spreek. En Dawid se reaksie is so mooi. Nathan begin sê, as iemand 'n ryk man, klomp diere en vee het, en daar's een arme man wat langs hom bly, en hy het net een ooi lammetjie, en iemand kom om vir die ryk man te kom kuier, vat hierdie man en hy gaan vat die enigste lammetjie wat die arme man het, hy slag hom en hy gee hom vir sy vriende om te eet. En Dawid se antwoord is hierop, Samuel 12:5 sê, en Dawid het baie kwaad geword vir die man, en aan Nathan gesê, so waar is die Here lewe, die man wat dit gedoen het, moet sterwe. En Nathan sê vir Dawid, u is die man. En Dawid sê vir Nathan, ek het gesondig teen die Here. En Nathan sê vir Dawid, so het die Here dan ook u sonde vergewe. U sal nie sterf nie. Halleluja. Daai pynlike konfrontasie lei tel in jou lewe. Hoe behoort ons te reageer wanneer 'n godvreesende vriend jou aanspreek? Luister vir die reageer, bid oor wat hy sê, ondersoek jou hart. Psalm 141 sê, laat die regverdige my met liefde slaan. Wat ek altyd vir my kinders gesê het, voor ek hulle pak gee. Met liefde slaan, en my tugtig. Hoofsalf sal my hoof nie weier nie, want nog is my gebed teen hulle booshede. Die Modern King James Version sê dit so, let the righteous strike me. It shall be a kindness, and let him correct me. It is oil on my head. Let not my head refuse it. Jy weet, baie dink mense dat as jy gewond is, dat God jou nie kan gebruik nie. En ek lees gedeelte in 1 Konings 20 vers 35. Kyk wat gebeur hier. Hy sê, daarna het 'n sekere man uit die profete seuns deur die woord van die Here aan sy maat gesê, slaan my tog. Maar die man het geweier om hom te slaan. Toe sê hy vir hom, omdat jy nie na die stem van die Here geluister het nie, kyk, as jy van my af weggaan,
sal 'n leeu jou doodmaak. En toe hy van hom weggaan, het 'n leeu hom gekry en hom gedood. Daarna het hy 'n ander man gekry en gesê, slaan my tog. En die man het hom so geslaan, dat hy hom gewond het. Toe vertrek die profeet en gaan die koning op die pad voorstaan. Daarby maak hy homself onherkenbaar met 'n verband oor sy oë. In vers 43 sê, en die koning van Israel het na sy huis getrek, verbitterd en toornig, en hy het in Samaria aangekom. Dit is dan een van daai buitengewone verhale, 'n random verhaal ewe skielik hier in die middel van die Bybel. En daar is geen werklike verduideliking daarna nie. Dit is so asof die Here wil hê ons moet self die boodskap aflei uit dit uit. Maar kan nie dink 'n man kom na jou toe en hy sê, slaan my. So sê die Here, slaan my. Slaan my hart. En toe hy dit nie gedoen het, het 'n leeu gekom en hom doodgemaak. En terwyl die leeu besig is om die man dood te maak, gaan die profeet na 'n volgende man en hy sê vir hom, slaan jy my? Ek hou van hierdie man, want hierdie man sê, waar? Hy sê waar? Want hy het nou net gesien wat gebeur met die man, wat nie geluister het, hom geslaan het nie. En die ding is ek die soort vriend, wat die waarheid in liefde sal aanspreek? Aanvaar ek regstelling met nederigheid? Omring ek my met mense wat eerlik met my wees? Die gevaarlikste vriend is nie een wat jou seer maak nie. Die gevaarlikste vriend is wat jou sonde aanvaar. So terug by die leeu. Die eerste ding wat ek vir julle wil sê, is, as jy van hierdie verhaal iets moet verstaan, is dat die profeet het baie vinnig iemand anders gekry om die werk te doen. Want as jy nie hou van wat God vir jou gesê het om te doen nie, is God nie afhanklik van jou nie. Hy kan enige iemand gebruik. En God sê, as jy my nie gehoorsaam nie, sal ek steeds my werk gedoen kry. Ek wil jou gebruik, maar ek is nie afhanklik om jou te gebruik nie. En die Bybel sê, die man het hom gewond. Die profeet het gebloei en moes verbande om sy wonde sit. En daarna het hy langs die pad gaan staan waarop die koning sou verbykom met sy gewaad. En die koning het gestop. En jy sien, nou dat hy gewond is, het hy besef, nou is ek gereed om 'n boodskap oor te dra. Aan een van die magtigste mense in die volk oor te dra, omdat hy daarvoor nou toegerus is. Hy het geweet hy het 'n boodskap van God, maar hy was nie toegerus om dit oor te dra totdat hy gewond was nie. Hy het hierdie boodskap gehad, maar hy het nie die voorbereiding gehad nie, die regte posisie om dit aan die koning oor te dra nie. Want die koning sou eenvoudig net aangery het en nie gestop het nie, as hy nie hierdie man vol verbande gesien het nie. Ons dink so dikwels dat dit ons talente is wat ons deur God bruikbaar kan maak. En dit help. Maar dit is ons wonde wat helderder en duideliker praat. Maar wanneer dit werklik daarop aankom, het hy gesien dat die preke wat mense die diepste raak, nie die is wat ek bloot net 'n Bybelse teologie aan dit koppel nie. Maar dit is waarin ek self deurgewerk het in my lewe,
self deurboor is, snye, seer, aanvalle in my lewe. Wanneer die woord vlees geword het, en ek preek oor die dinge wat God deur my gedoen het. Want dan kan jy die gesag dra. You can carry the anointing. Die salwing dra, wat gepaard gaan met die wonde. Want jou wonde dra 'n besondere boodskap wat mense in hierdie wêreld aan kan identifiseer. The world is hurting, people are wounded. God ken, kan dit wat bedoel was om my skade te berokken, omdraai. Tot as hy 'n wonderwerk toelaat, en die swaard, as hy 'n wond toelaat, en die swaard jou tref, is dit slegs sodat hy jou meer vermoë kan gee, om iemand anders te help. In Tessalonisense 2:16 sê, en hulle susters was Seruja en Abigail, en die seuns van Seruja was Abisai en Joab en Asebel 3. Ek weet nie hoekom hulle sulke name gegee het vir hulle kinders nie. Bybel sê haar naam was Seruja, wat in Hebreëus beteken het my wonde. My wonde. Weet kinders in die Bybel het soms die slegte ondervinding en gebeure in mense se lewens het hulle ontvang as hulle name. Neem byvoorbeeld die verhaal van Rachel. En sy was besig om te sterf terwyl sy geboorte gegee het. En net voor sy sterf, die laaste oomblikke, toe die kind gebore word, sê sy, sy naam sal Benoni wees, wat beteken droefheid. Maar die man, die pa het gekom en ingegryp en hy het gesê, nee, hierdie kind se naam sal Benjamin wees. Benjamin wat beteken die seun van my regterhand. En uit hierdie geslagslyn het die konings van Israel gekom. Jy weet, Jesus is die volmaakte vriend. En is dit nie vir u interessant, dat dit is deur die wonde van Jesus, van daar genesing kom nie. Die grootste wonde is vir ons gedra, wonde van die kruis, sodat ons genees kan word. Jesaja 53 sê, maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor. Terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Deur sy wonde. En om ons eie wonde werklik in konteks te sien, moet ons eerste na die wonde van Jesus kyk. Sagaria 13:6 sê, en as iemand vir hom sê, watter wonde is daar tussen jou hande? Profeties praat die man van Jesus. Hy sê, wat se wonde is daar tussen jou hande? Dan sal hy antwoord, so is ek geslaan in die huis van my vriende. I was wounded in the house of my friends. Wat Jesus sê. Die uitdrukking wonde in die huis van my vriende verwys na die seer, die pyn wat nie deur openlike vyande buite jou gedoen is nie, maar die wat die naaste aan jou is, aan jou binnekring, aan jou familie, jou nabye vriende, jou medegelowiges. Hierdie vers spreek beide dat Christus se lyding en ons eie ervaring van pyn in ons verhoudinge spreek. En ek wil vandag kyk na die werklikheid van sulke wonde en die hoop op genesing
sing. Jesus sê vir Thomas, Johannes 20, kyk na my wonde. Ons kan nie ons wonde verstaan voordat ons sy wonde sien nie. Thomas het getwyfel of dit gebeur het. En jy sien, toe Jesus hom die wonde wys, was die merke nog daar, maar die pyn was nie meer nie. En as jy siek is vanoggend, kyk na die wonde van sy rug. As jy gewond is deur iemand, kyk na die hande en die voete van Jesus en ontvang genesing van innerlike en uiterlike wonde. Look at the wounds of Jesus. For he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquity. Surely he bore our sorrows, and by his stripes we are healed. Het is wanneer ek na sy wonde kyk, dat ek van twyfel na aanbidding gaan. Want Thomas sê die volgende, toe hy die wonde van Jesus sien, sê hy, my Here en my God. My Here en my God. Een kyk na die wonde van Jesus en alles verander in jou lewe. Jy weet, 'n letsel in ons lewens wys en herinner ons aan die pyn, maar sy wonde herinner ons aan sy oorwinning. Ons gaan nooit ophou, weet jy wat, in die hemel gaan ons nooit ophou kyk na die wonde van Jesus nie. Dit gaan altyd daar wees, dit gaan deel wees van wie hy is, maar nie meer die pyn van daai wonde nie, net die wonde self, net die litte van daai wonde. Openbaring 5:6 sê, en ek het gekyk en gesien, in die middel van die troon, en die 4 lewende wesens, en in die middel van die ouderlinge, staan daar 'n lam, asof hy geslag is. Die pad na jou genesing, kyk na die wonde van Jesus. Jy weet, wat my verstom is, dat Jesus uit die dood uit opgestaan het, en mense verwag het dat hy volkome genees sou wees en herstel wees. Maar alhoewel die krag van die opstanding hom lewend gemaak het, het hy steeds littekens gehad. En dit is betekenisvol, want God kan dit weggeneem het van Jesus, maar die skrif sê self dat ons nuwe liggame geen tekens of litte aan sal hê nie, maar sal volmaak wees, maar Jesus sal die letsels dra. Die letsels aan Jesus se opgestane liggaam is nie tekens van pyn nie, maar tekens van genesing. Hy is in die huis van sy vriende gewond, sodat ons met God versoen kan word en genesing vir ons wondes kan vind. As jy pyn dra en wonde as gevolg van verraad, familie, kerk, vriende, bring dit na die kruis toe. Sagaria 12 sê, maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal ek uitgiet die gees van genade, smeking, en hulle sal opsien na my wat hulle deurboor het. Numeri praat van 'n koperslang wat in die woestyn toe Israel afvallig geword het, sou slange hulle pik. God het slange gestuur en hulle sal sterwe. En God sê vir Moses, Moses, vat 'n paal, vat 'n koperslang, sit dit bo op dit vas, en as iemand gepik word, laat hy kyk na die slang, na die paal waarop die slang is,
en hy sal genees word. En ek glo vandag moet ons kyk na die wonde van Jesus, wat op 'n paal gekruisig is. Paulus sê die volgende, hy sê, niemand moet my skade aanrig nie, Galasiërs 6:17. Niemand moet my moeite aandoen nie, want ek dra die littekens van die Here Jesus in my liggaam. I carry the scars of Christ. 'n Lewe vir Christus is nie 'n lewe sonder merke nie. Paulus praat nie van simboliese merke nie. Hy is fisies geslaan en mishandel. Maar Paulus noem dit nie littekens van skande nie, maar soos badges van honor wat hy dra. Wonde wys ons dat 'n oorlog gevoer is, maar littekens wys ons dat genesing plaasgevind het na die wond. In die vroeë wêreld is slawe gebrandmerk aan hulle liggame en het 'n skaar gedra wat sê hy behoort aan hierdie meester. Ek dra die littekens van Christus, sê Paulus. Elke merk wat ek dra, identifiseer my met Jesus. Elkeen. As Christus nie skaam was vir sy wonde nie, moet ons nie skaam wees nie. Ons diepste bediening kom uit ons diepste wonde. Amen. 'n Litteken beteken, die pyn is verby en jy beweeg vorentoe. Die litteken beteken, dat dit wat jou snags wakker gehou het, verby is. Moenie bitter word en in spyt lewe nie. Daardie litteken is 'n herinnering aan hoe getrou God is in ons lewens. Die Bybel verduidelik dat Jakob het baie wonde gehad en letsels. Sy eie broer het hy bedrieg, sy eersgeboortereg te steel. En Jakob het baie hartseer vir homself veroorsaak. Maar toe hy met die Here wil regkom en sy lewe verander, gaan hy na 'n spruit toe en hy het 'n ontmoeting met God. En hy worstel met God. En in die worsteling sê hy, I will not let you go unless you bless me. En God besluit om hom te seën, maar saam met die seën kom daar 'n wond. Die sê dat Jakob het van daai oomblik af, het hy mank geloop. Dis beter om mank te wees, as om God te mis. It's beter om mank te wees, but still, I'm coming. It's better to be hurt and to carry a wound than to lose your blessing. You see, you can be blessed and still carry a wound. Is een vrede met dit wat aan u gedoen is. Kan jy met dankbaarheid terugkyk en sê, Here, ek is nie verbitterd nie. Ek weet u kan dit gebruik. Ek wil afsluit hiermee, die letsels beteken dat jy genesing gekry het. Die letsels beteken dat jy vergewe is. Die letsel beteken dat jy weer kan loop. Wanneer jy mense sien wat gewond is, doen wat Jesus gedoen het. Kyk na sy wonde. Wys mense jou wonde. As hulle dit sien,
dan sê jy, laat ek jou vertel wat God deur hierdie letsel in my lewe gedoen het. So ek wil vra om saam met my te staan. Here, soos Paulus wil ons sê, Here, dat ons dra die letsels van Christus. Van hulle het onsself toegedien. Maar Here, dan is daar dinge wat gebeur in ons lewens wat ons nie verantwoordelik is nie. So ons dra die merke, ons dra die wonde van daai dinge. Maar Here, ons dankie dat U selfs dit in ons lewens omdraai tot U eer, tot voordeel van U koninkryk. En so ons kyk na die wonde van Jesus, die wonde van die hande, van die voete, van die rug. En dankie Here dat you were wounded for our transgressions, bruised for our iniquity. Surely you bore our sorrows, and by your stripes we are healed. Thank you for the healing, Lord, that comes from the wounds of healing from Jesus' hands. In the name of Jesus, set every single person free this morning from the pain and the hurt. And we come, Lord, and we show you our glory, our gratitude, our thanksgiving this morning. For you will be exalted in our lives. Faithful are the wounds of a friend. Healing in Jesus' name. Everybody say amen. Here is seën. Drink koffie saam met ons.